Goeiemôre en welkom terug by nog 'n video. Vandag kyk ons na finansies, waaronder ons gaan kyk wins en verlies en wat elke term beteken en hoe dit werk. Kom ons begin. Om wins te verstaan, is dit nodig om te weet wat die woord beteken. Wins beteken plus. Dit beteken meer, ekstra. Wins is gewoonlik gekonnekteer aan mense wat baie ryk is of sakemanne wat baie geld maak. So wat beteken wins? Wins beteken geld wat jy ekstra het. Nou, 'n klein voorbeeld val op skool. As ek iets gaan koop by 'n winkel vir R50, dan betaal ek die winkel die R50. Maar ongelukkig, die R50 wat ek betaal, gaan nie net so na die eienaar toe en hy kan doen daarmee wat hy wil nie. Die R50 word opgedeel in twee dele. Die kosprys as ook die wins. Nou wat is kosprys? Kosprys is dit wat die winkeleienaar betaal het om hierdie produk aan te skaf, om in sy winkel te sit, om vir jou te koop. So in 'n geval, soos hierdie byvoorbeeld, as die eienaar kosprys betaal het vir 'n voorwerp, dan gaan dit byvoorbeeld wees R45 wat hy betaal het om hierdie voorwerp wat jy wil koop in sy winkel te sit. Toe gaan hy en hy gaan sit by wins van R5. Nou wins beteken ook nie dat dit net geld is wat hy kan spandeer nie. Dit is wat hy uitgewerk het, wat hy moet maak om al sy uitgawes te dek wat die winkel behels. So wat is wins? Wins is dit wat ekstra by 'n bedrag gesit word, wat 'n eienaar vir homself of vir uitgawes kan gebruik. As jy iets verkoop by 'n entrepreneursdag of jou eie winkeltjie oopmaak, is dit belangrik om wins in ag te neem, want anders gaan dit nie winsgewend wees om jou winkel aan die gang te hou nie en gaan jy baie vinnig misluk. Dieselfde is die grootte of die hoeveelheid wins wat jy gebruik. Gebruik jy te min wins, dan gaan jou produk baie vinnig verkoop, maar jy gaan nie die nodige geld maak nie. Koop jy dit nou weer vir te veel, gaan baie min mense jou produk koop en kan jy ook besigheid verloor. Daarom is dit baie belangrik om te gaan bepaal hoeveel wins jy per produk wil maak. Alright, wat is dan verlies? Verlies is die teenoorgestelde van wins. Verlies is negatief. Jy verloor geld. Dit is nie genoeg nie. En dit is gewoonlik geassosieer met arm. So hoe werk dit? Wanneer ons dieselfde produk in 'n winkel gaan koop, R50, en hierdie winkeleienaar het hierdie produk aangekoop vir R55, dan verkoop hy dit, ekskuus, ek skryf nou baie lelik. As hy dit in sy winkel verkoop vir R50 en jy koop dit vir R55, dan beteken dit dat hierdie eienaar het R5 verloor. Hy het R5 verloor aan dit wat hy oorspronklik spandeer het. Nou R5 klink nie na baie nie, maar as jy 1000 items koop en jy verkoop dit teen 'n verlies van minus R5, dan beteken dit jy verloor indirek R5000 van jou besigheid. Dis hoekom baie besighede misluk. Daar's baie keer verliese en hulle het dit nie in ag geneem by hulle wins nie. Daarom verloor hulle en dan op die einde speel hulle bankrot. In jou geval, verlies is dit wanneer hy iets verkoop teen 'n swakker waarde as wat hy moet om wins te maak. So kom ons toets dit bietjie. Jy kan vir my sê, het die volgende persoon wins of verlies gemaak? As ek winkel toe gaan en ek betaal R100 vir my produkte. Dis wat ek betaal. Die produk se kosprys was R90. Werk vir my uit of daar wins is vir die winkeleienaar. Jy is reg. As ek hom aangekoop het vir R90 en ek verkoop hom vir R100,
dan is my wins R10. Nie waar nie. As ek 'n produk koop vir R100 en ek verkoop hom vir R70, dis nou die teenoorgestelde wat nou net hierbo gebeur het. Ek het hom aangekoop vir 100, ek verkoop hom vir 70, dan het ek 'n verlies gely van R30. So ou moet baie versigtig wees wanneer ou aankoop of verkoop. En selfs in die toets of eksamen na die woordspeling wat gebruik word, om vir jou te verduidelik wat jy moet uitwerk. Dit kan gebeur dat jy soms teen mekaar raak. Dit kan gebeur dat jy verkeerd jou vraag lees. Dit is belangrik om te gaan uitwerk presies wat wil hulle hê. Hulle gee baie keer vir jou voorbeelde en hulle vra vir jou om dan daarvolgens te werk. Kom ons oefen gou 'n sommetjie. Ek gaan dit mondelings doen. Johan gaan winkel toe. Hy koop R240 se items. Die winkeleienaar sê vir hom, die R240 wat hy nou spandeer het hom gekos R190. Dis wat die winkeleienaar betaal het. Wat dink jy is die wins wat hierdie winkeleienaar gemaak het uit die transaksie? Beste opsie is om dit wat ek gespandeer het te vat en ek trek dit wat die winkeleienaar betaal het van mekaar af. En dan gaan ek sien my antwoord is R50 wins. Dit is wat die winkeleienaar gemaak het. As jy dieselfde persoon gaan en hy gaan koop by die winkeleienaar R240 se items. En hierdie winkeleienaar is vrygewig die dag en hy sê vir die persoon wat R240 betaal het, dat hy het vir daai produk wat hy nou gekoop het R280 betaal. So weer eens, ons moet nou die verskil gaan aftrek. Nou natuurlik, as dit wat ek betaal het vat en ek trek dit wat ek wat kosprys was mekaar af, een is groter as die ander een, gaan ek in 'n minus inbeweeg. As jy graad 7 is, dan gaan jy kan uitwerk dat dit minus 40 is, wat reg is. As jy graad 4 tot 6 is, gaan jy hierdie twee getalle van mekaar afruil, maar wees verseker dat die verskil wat jy kry is dan 'n verlies van R40 en nie 'n plus nie. So maak seker hoe jy jou vraag lees en beantwoord. Ek hoop jy verstaan wins en verlies. Tot 'n volgende keer. Bye bye.